Okay, dis lekker. Ek het nou net gesien, wie van julle hier vanaand is Afrikaans? Dis die majority. So, is dit okay as ons so 'n bietjie Afrikaanse sang sing? Ek gaan gou probeer, ek gaan gou vir die, kan die Duits, ons het Duitsers, almal wat Duits is vanaand, waar julle hande, everyone that's German, wave your hands high, and then the Americans wave your hands high. So ons gaan vanaand vir hulle Afrikaanse songs leer, 2 Afrikaanse liedjies leer. Die eerste een, Paula en Ella en Lisa en Sarah en Elisa, ek wil gereed wees. Kan julle dit sê? Can you say it? Ek wil gereed wees. Ek wil gereed wees. Alle verweer baie hard, maar ons gaan lekker hard sing, en het sê net regtig, what it's saying is, we want to be ready for what God has for us, en ek bid net dit, ek gaan dit net bid, Here, dat ons vanaand ons harte sal oopmaak, en dat ons wil gereed wees vir alles wat U vir ons het, ons wil gereed wees om gehoorsaam te wees, Here, ons wil gereed wees om U te loof en te prys, ons wil gereed wees om ons staan te maak vir dit wat ons glo, en waarvoor U staan, Here, so mag ons harte vanaand juig, net in obedience to what you want for us. In Jesus' mighty name. Amen. André. Wat het julle nou nodig? Wag, ek gaan dit is hoe, jammer ouens, maar ons met die gitaar kan hoor, ons kan hom amper nie hoor nie. Ons gaan weer begin, want julle klap nou so lekker, maar kan ons net die gitaar 'n bietjie opsit, dat ons hom kan hoor. Okay, kom ons begin weer, lekker. Ek gaan net weer begin. André, wie ken hierdie song? Lig julle aan, laat ek kan sien. Jesus, ons, julle moet harder sing, want die meerderheid van julle ken nie die lied nie. Maar nou het ons vir julle nodig. Stefan, jy kan ook sommer al van agteraf sing. Maar as jy die lied ken, sing hom hard, want dit klink net soos 3 mense wat sing. Kom ons doen dit weer. Okay, Stefan. Stefan wil net sy mic reg kry.
your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Hello, friends. My name is Alyssa, and I'm from America. And I'm so grateful that I have the privilege to join you guys tonight, and I'm so thankful that all of you are here. I would just like to pray real quick before we get into this next song, if you could bow your heads with me. Father God, thank you for everyone that you brought here, and I pray that you will touch everyone's lives that are here today, and then move your Holy Spirit here, Lord Jesus, and I pray that these next 3 days, everyone here will experience your love in ways they never have before, and that their relationship with you will get stronger, Lord Jesus. And I pray that we will really know how to worship you, Lord Jesus, and that we will listen well when you're speaking to us, and speak to us through the sermon later. And thank you for everything that you do. In Jesus' name, amen. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking
1, 2. Baie dankie worship team. Kan ons vir die worship team 'n lekker hande klap gee julle? It was amazing. It was amazing. Nou, vir die wie my nie ken nie, my naam is Connie en my van is Sekoe. En hy is regtig my van is Sekoe. Ek weet julle, ek gee julle so 'n sekonde om te lag. Ek gee julle net so 'n sekonde om te lag. Nou, dit is vir my vandag 'n groot voorreg om hier te kan staan. Baie van julle ken my nou nie, maar ek is eintlik van hier rond. My ouma is van 'n klein plekkie, wie het al van Robertson gehoor? Nou, my ouma is van 'n klein plekkie daar, dit is Klipdriftplaas. Het jy al gehoor van Klipdriftplaas? Nou, my ouma, sy is al oorlede, maar sy het daar groot geword. En ek voel ek is vandag by die huis. Ek wil net hê na die een langs aan jou toe draai en gee hulle net jou beste smile. Sê net, just give the person next to you your best smile. Nou, die persoon wat nou langs aan jou sit, né? Jy sien hulle miskien nou soos daai. Maar ek wil hê jy moet hulle toe draai en vir hulle sê, as jy moet weet wat is in my en wat gaan nog uit my kom, dan gaan jy nou my handtekening vat, want het gaan eendag baie werd wees. Sê net vir hulle daai, as jy moet weet wat is in my en wat gaan nog uit my kom, gaan jy nou so lank my handtekening vat, want het gaan vir jou eendag baie geld werd wees. Nou, ek weet, jy kyk nou na 'n jong persoon wat nog nie regtig geld in die bank het nie. Hulle is nog by ma afhanklik vir airtime. En daar is die feit. Maar weet julle wat die waarheid is? Binne in daai persoon is iets wat die wêreld kan verander. Nou, wie wil vir my sê wat is hier in my hand? Ek het nou so 'n bietjie rondgestap vandag in die dorp en ek het julle wingerde gekyk en Bonnieville. Wie kan my sê wat beteken Bonnieville? Mooi vallei. En ek moet sê Bonnieville is 'n mooi vallei, maar weet julle wat? Bonnieville se mense is mooier. Sê net vir die een langs aan jou, het jy geweet die Here het jou mooi gemaak? Nou, wie wil waag om vir my te sê, wat is die? Wat is die? Ok, saaikies in, wat is het? As wortelsaaikies, in wat is het? Is dit in een pakkie? Right. Nou, dat is goed. Nou, wat ek in my hand hou, is een pakkie met saad in. Daai is die feit. Sê vir die een langs aan jou, dis die feit. It's the fact. I'm holding a packet with seed in, that's the fact. Daar is die feit. Want die feit is, dit wat is, né? Maar wat is die waarheid van wat ek in my hand hou? Wie wil waag, wat is die waarheid? Ek sien daar is 'n slim meisie daar, sê vir my, wat is die waarheid? Dis 'n saad, great, daai is 'n feit. Maar weet julle wat is die waarheid? Die waarheid is, ek hou wingerde in my hand. Ek hou wingerde in my hand. Sien julle daai wingerde waar so baie druiwe is en die mense sulke lekker rooiwyn maak? Nou dis alles wat ek in my hand hou. Daai is die waarheid. Die feit is, dis 'n saad in 'n pakkie, maar die waarheid is, ek hou wingerde, ek hou biljoene rande se industrie in my hand. Het jy al gedink soos daai in het? Binne in my hand lê wingerde. Wat is reg rondom Bonnieville? Nee, maar waar het dit begin? By saadjies. Nou ek wil hê, jy moet na jouself kyk, soos 'n saadjie. Jy is 'n saadjie in 'n pakkie. Nee, jy is 'n saadjie in 'n pakkie. En ons gaan vir die reeks wat ons gaan doen, ons noem het, oorleef na herleef toe. Nou ek het 'n padkaart geskep, 'n akroniem, wat ek julle moet vir my mooi onthou. Die eerste een is B, vir wat staan dit? Môre gaan ons Y doen, en dan D en RY, né? Maar die eerste een wat ons gaan doen, is die B.
weet julle waarvoor staan het? Breek uit en gaan. Sê net vir die een langs aan jou, breek uit en gaan. Nee, nou wat moet gebeur met die pakkie? Met die saad in die pakkie, sodat ons kan by wingerde uitkom? Dit moet, julle moet nou nie so slim wees, hoor. Ek moet nog so opbou, na die punt toe, maar julle is so slim vanaand. Julle is so slim, julle moet net so bietjie, nie so slim is nie, ons gaan so opbou. Ek wil net hê jy moet jou seatbelt vasmaak. Nee? En dan ons gaan hom so stadig opbou. Nou, julle sal nie weet nie, maar eens op 'n tyd was ek so 27 jaar terug. Ek is getroud, ek is 24 jaar getroud, en ek het 3 kinders. Ek weet julle skrik, ek was nie 10 jaar oud wat ek getrou het nie, maar ek is 24 jaar, my oudste seun is 23, sy naam is Simon, my dogter is 18, haar naam is Prinses, sy het nou verlede jaar met matriek, is hy nog matrikulante? Het jy geslaag? Well done. En my jongste seun, sy naam is CJ, Connie Jr., hy is nou 6 jaar oud. Hy is wat hulle noem, hy is 'n beseringsdrie. Hy is nou 6 jaar oud, en ek is 24 jaar getroud, my vrou is Julia. Nou ek het jare gelede het ons gospelmusiek, wie het al gehoor van Pastor Simon Sekwe? Nee, nou dis my pa. Wie het al van gehoor van die song wat ons gedoen het, ek skaam my nie vir die naam en saakie? Nee? Nou ek is die een wat al die keyboardwerk doen op hy CD's. Wie het al van Bella gehoor? Wie het al gehoor van die song Here lei my? Sien julle ken my, julle het net nie geweet julle ken my nie. Nou ek is die een wat op al die CD's speel. Ek en my suster is die een wat die backing doen en my pa. Nou, ek kan onthou jare terug het ons in Bonnieville se straat, ek het heel moontlik julle ouers in die strate gesien daai tyd. Dan het ons door to door kassette en CD's verkoop. Weet julle wat is 'n CD? Nee, ek wil net seker maak, want deesdae is daar nie meer eintlik CD's nie. Maar dis vir die wie nou nie weet, jy so 'n ronde dingetjie wat 'n mens insit en dan speel jy musiek op. Maar ons het Bonnieville se strate doodgestap en gospelkassette verkoop. En vandag kyk ek terug en dink ek, daai jare het dit so simpel gelyk wat ons gedoen het, 27 jaar terug. Niemand wil local musiek regtig doen nie, maar ons het deurgedruk. Want ons het uitgebreek uit die idee uit, dat ons moet altyd ander mense se musiek doen. Want ons het geglo, daar's iets binne in ons wat uniek is, wat net moet uitbreek. Nee, nou wat het ons gesê vroeër, binne in jou is daar iets wat die wêreld kan verander. Nou ek het vir jare daai gedoen, ek het regte studeer, maar weet julle wat, daar was 'n tyd wat ek net gevoel het, ek voel soos die saad in 'n pakkie. Ek is gemaklik en ek is okay, maar ek voel daar is meer binne in my. En so het die lewe gebeur, want weet julle, die saad die in die pakkie, al wat hy nou doen is hy oorleef. En so het ek het gevoel, ons staan elke dag op, ons klim in 'n kar en ons ry dorp tot dorp en ons verkoop gospelkassette. Ek het gevoel, ek oorleef net. Ek het gevoel, daar's meer in my. Ek het in die Kaapse vlakte groot geword. Julle weet waar is die Kaapse vlakte? Wie was al daar? Nee, nou ek het op die Kaapse vlakte groot geword. En dit was nie altyd die maklikste omstandighede nie. Om ons was gangsterisme, daar was drank, daar was alcohol, daar was mishandeling, daar was wreedheid. En ek het daar groot geword en ek het gevoel soos 'n saad in 'n pakkie in. Jy voel daar's meer, maar die pakkie is al die dinge wat jou vashou, agterhou en terughou. Daai is wat die pakkie represent. En dis hoe ek het gevoel hier's meer in my, maar ek het nie geweet hoe om uit te breek nie. Ek wil die vandag by julle los. God het jou geskape om 'n vinger te wees. Die probleem wat ons het, jou omstandighede sê vir jou, jy is net 'n saad in 'n pakkie. Nou ek wil vandag 'n storie gebruik in Genesis 11 vers 27 tot 32.
die karakters wat ek wil gebruik, die eens, wie het die song geken, Father Abram has many sons, and many sons has Father Abram. Do you know that one? I am one of them, and so are you. Let's go marching in, right arm, left arm. Het jy hom geken? Nou, ons ken vir Vader Abram, maar Vader Abram het Vader Abraham het baie seuns. lekker. Baie seuns het Vader Abraham. Ek is een van al en so ook jy. Ek hou van die DJ. So sing saam en wees bly. Vader Abraham. Lekker DJ. Dankie vir daai een. Maar daai is wat ons gesing het. Wie wil vir my sê wat was Abram se pa se naam? Enige iemand? Abram se pa se naam? Nou Abram se pa se naam was Tera. Nee? Dit was Abram se pa se naam, maar ons ken nie die pa se naam nie, want daar's 'n rede. En dis die ding wat ek vanaand wil hanteer. Die skrif wat ons gaan gebruik is Genesis 11 vers 27 tot 32. En hy lees soos volgende: Hier volg nou die familiegeskiedenis van Tera. Tera was die pa van Abram, Nahor en Haran. Haran was die pa van Lot. Die eerste ding wat ek wil gesê is familiegeskiedenis. Wie van julle weet familiegeskiedenis is soet en bitter? Dis soet wanneer julle dinge goed gaan, maar daar's ook bitter goed, né? Daar's geheime in familiegeskiedenis. Daar's dinge wat gebeur het waaroor ons nie praat nie. En dis ons familiegeskiedenis. Nou die Abraham se pa het ook 'n geskiedenis gehad. Sy naam was Tera en het jy al gehoor van sibling rivalry? Ek weet julle het dit nie hier in Bonnievale, maar sibling rivalry is wanneer daar's altyd 'n golden boy of 'n golden girl. Hulle doen, daai is die broer en die suster wat alles reg doen. Nee, hulle kry die beste punte by die skool, hulle doen goed in sport. Is die enige golden boys en golden girls tussen julle? Ek weet julle kyk nou mekaar, maar julle weet waarvan ek praat, né? Is dit net in die Kaap wat die goed gebeur? Is hier 'n golden girl? Lyk my is 'n golden girl. Hulle skaam, maar julle weet waarvan ek praat. Dis ma se blue eye. Kom ons is eerlik, ons dink die goed gebeur as sibling rival, dis alles deel van ons familiegeskiedenis. Nou Tera het ook 'n familiegeskiedenis gehad. Hy het 'n blue eye boy gehad. Hoor wat sê die skrif, hy sê, in die kultuur wat Tera geleef het, was kinders jou rykdom. Kinders was jou rykdom. Nee? Dit was nie noodwendig geld nie, dit was kinders. So as jy kinders gehad het, dan was jy ryk. Nou hoor wat sê, Haran was die pa van Lot. So Haran, die seun van Tera, hy het al klaar 'n seun gehad, Lot. Nee? Lot. So Haran was die golden boy. Hy was die een, hy doen die regte goed. Hy dra die familie se naam, hy het die seun. Maar kyk wat gebeur nou. En Haran is dood toe sy pa Tera nog geleef het in sy geboorteland in Oer van die Galdeërs. So wat hier gebeur is, die golden boy gaan dood. Die een op wie die pa sy hoop vir sy familie se toekoms sit, hy gaan dood, Haran. Nou, ek het nou nog nie 'n seun verloor nie. Een van my baie goeie vriende van die Parel het 'n 16-jarige seun verloor. Maar ek kon onthou my seun Simon, hy stol dark en handsome. Hy is omtrent die lengte en sy stem is dubbel, so dik soos my stem is. En hy het sulke lang krulhare wat hy by sy ma geërf het. En hy dink hy's baie cool. Nee, maar ek onthou was dit tyd en hy gym en hy het 'n six-pack. En jy weet hoe's 'n tiener wat gym en 'n six-pack het al wel is, hulle voel jy so bietjie, hulle noem meer die ou toppie. Maar ons het so nou en dan het ek saam met hom in die oggend vroeg opgestaan, so 4 jaar terug. En dan het ek nou probeer push-ups doen en al die goedjies doen saam met hom. En ons het dit altyd gedoen, seker vir so 'n paar weke. En eendag toe begin hy net skielik moeg word. Simon, onthou waarvan ons praat, Tera se golden boy gaan dood, Haran. En my seun, hy begin net skielik siek word.
en hy word skielik vinnig moeg. En ons het hom toe dokter toe gevat na 'n paar weke, en die dokter het gesê, as ietsie reg met sy hartie. En ons het na 'n ander dokter toe, ons het hospitaal toe gegaan, en hulle het vir ons gesê, wat doen hulle die ding wat hulle doen met die hart? EKG en goed, hulle het dit gekyk, en hulle het vir ons gesê, meneer, mevrou, julle seun het net 47% van sy hartse funksie oor. 'n Seun wat tall, dark en handsome is fix like a fiddle, en skielik sê die dokters vir ons, hy het net 47% van sy hartse kapasiteit. En ons is geskok, en ons weet nie wat om te doen, ons het hierdie geld nie, en ons besluit toe, ons gaan hom vat na een van die beste kardioloog toe, en ek het vir daai oomblik, het ek gevoel, hoe dit voel, wat Tera gevoel het, wanneer jy lief is vir 'n kind, en iemand sê vir jou, hy gaan miskien nie lank leef nie. En het was 'n nagmerrie vir 'n paar weke, but God is good, all the time, and all the time God is good. Ek het eendag na die diens, toe gaan ek na 'n groepie bidders toe daar by die kerk, en ek vra vir hulle, asseblief bid vir my seun, vir sy hart. Toe wat julle nou so daai song sing, It's Your Breath in nou langs, ek onthou een dag, toe sing ons daai song daar in Joburg, en toe is my seun in die banke, toe wat ons by hy gedeelte kom, you give life, you are love, you restore every heart that is broken. Toe sien ek hoe stap hy uit, want sy hart was gebreek, en as 47% oor. En ek het op die stage gestaan en daai songs gespeel in faith, terwyl my seun se hart gebreek is. Maar weet julle wat, 'n week later, na die mense vir hom gebid het, toe wat ons by die kardioloog kom, het hulle hom ondersoek, toe sê hulle, meneer, ek weet nie wat het gebeur hier, maar jou seun se hart is reg. Sy hart restore. You restore every heart that is broken. En ek wil vir een van julle wat hier sit, miskien, God is groot. God kan restore wat mense sê is gebreek, maar dis wat Tera was. Onthou ons stap nog, né? Tera se golden boy is dood, en sy hart is gebreek. Kyk wat nou gebeur. En Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abraham se vrou was Sarai, en Sarai was onvrugbaar, sy het geen kind gehad nie. So nou is die golden boy, Haran is dood, en al wat oor is Nahor en Abraham, maar die probleem is tannie, Abraham se vrou kan nie kinders kry nie, Sarah. En hier sit Tera, wat doen 'n mens as jy by 'n doodloopstraat kom? Wat doen 'n mens? En Tera, sê die Bybel, het sy seun Abraham en Lot en Sarai geneem en met hulle saam uit Oer getrek, om na die land Kanaan toe te gaan. Hulle het egter net tot by die dorp Haran getrek en daar gaan bly. So Tera besluit, hy gaan trek uit Oer uit, van sy geboortedorp af. Hy gaan na 'n ander dorp toe, hy was op pad Kanaan toe. Nou is amper soos die, ons bly hier in Bonnieville, nou wil ons Joburg toe trek. Maar Haran is by Bloemfontein. So Tera wil Joburg toe gaan, maar toe wat hy by Bloemfontein kom, toe het hy oorgebly en het hom daar gaan vestig. Maar kyk wat nou gebeur, daai dorpie se naam was Haran. Wat was sy seun se naam, die golden boy? Wat was die seun se naam? Haran. Toe kom hy by 'n dorpie wat sy seun se naam het. Hy probeer vlug van die pyn, maar toe gaan stak hy by die dorpie wat hom remind van sy seun, Haran. Nou die dorpie Haran het beteken, weet julle wat beteken Haran, die dorpie se naam? Kruispad. Kruispad, dis wat Haran beteken. Ek het gehoor, hier's 'n plek, Kruispad. Het julle gehoor van Kruispad al? Wat doen 'n mens by 'n kruispad? Jy moet nou besluit maak, gaan jy links, gaan jy regs, gaan jy terug of gaan jy vorentoe? Nou Tera het vas gaan sit by Haran. So in ander woorde, hy het vas gaan sit by sy verlies van sy seun, sy pyn. En daar is waar sy familiegeskiedenis
gestop het. Want die Bybel sê, en die dae van Tera was 205 jaar, en Tera het in Haran gesterf. So die pa het gesterf in die dorpie, wat hom remind het van sy verloor van sy seun. Hy het daar dood gegaan. Nou, ek weet nie van julle nie, maar daai storie tot nou toe is baie depress. Is dit waar? Dis depressing, ons het 'n pa wat sy golden boy verloor het, en hy gaan dood. Maar God, en hier is waar die storie draai, but God. Nee, want ek wil vir elkeen van julle hier sê, julle sit miskien vandag hier as jong mense, nee, en julle het al baie goed gefees, julle het al gesien hoe word iemand doodgemaak, hoe word iemand aangerand, julle het al mishandeling miskien experience van julle het al die terribelste goed beleef, julle het miskien al beleef hoe dit voel as iemand doodgaan, julle het miskien gebroke huise beleef, maar ek wil vir julle die sê, moenie ophou nie, moenie stop by Haran nie. Nee, daar's 'n Kanaan, daar's 'n beloofde land. En ek weet dit is moeilik. Ek kan onthou, daar was 'n vriend van my in die Kaap, so pa, ons het saam groot geword, Maakie, ek het in Mitchellsplein groot geword, het jy al van Mitchellsplein gehoor? Ek het so daar groot geword, en hy was soos 'n huiskind in ons huis, en wat ons 12 jaar oud was, my pa se pastoor, toe trek my pa uit Mitchellsplein het, en Maakie het agtergebly, en hy het in gangs betrokke geword, en hy het 'n groot gangster geword, hy het in Polsmop tronk beland, hy het, soos hulle sê, hy het 'n nommer geword, ek dink hy het 'n 26 geword, en eendag toe wat ek weer in Mitchellsplein kom, toe vra ek, waar is Maakie? Toe sê hulle van my, Maakie is vermoor, want hy was betrokke met die nommers, en daar is die soort goed, dit kan 'n mens breek, nee, maar God, sê net vir die een langs aan jou, maar God, die storie is nog nie verby nie, nee, maar God. Nou, in Genesis 12, kry ons die ander seun, dis nou Abraham is sy naam, hy is wat ons noem, die ander seun dan nie, het jy al geweet, daar is altyd in 'n familie, daar is die golden boy, of die golden girl, hulle doen alles reg, maar dan is 'n ander seun of 'n ander dogter, is die een wat, niemand het regtig baie hoop vir hulle nie. Ek weet julle, is dit waar? Daar is altyd, en dalk is jy miskien vandag soos een van daai, almal skryf jou af. Die mense sê, weet jy wat, daar gaan niks van jou word nie. Daai is wie Abraham was, vir sy pa miskien, sy aardse pa, maar hoor wat nou gebeur. Genesis 12, sê die Bybel, Tera is nou dood, en nou sit Abraham, nou sê die Bybel, en die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. Die Here sê nou vir Abraham, gaan jy uit jou pa se huis uit jou community, wat is die woongebied hierso, wat is deurgery het? Wat is die woongebied se naam? Happy Valley. Nou die Here sê nou vir Abraham, gaan uit Happy Valley uit. Gaan uit Happy Valley uit. Gaan uit jou pa se huis uit jou ma se huis wat jou bed opmaak, wie vir jou airtime gee. Die Here sê vir hom, gaan uit. Gaan uit alles wat vir jou gemaklik is. Gaan uit, en hoor wat hy sê, na die land wat ek vir jou sal wys. Nou ek wil hier, en hier is die ding wat ek vandag, hier is die hoofgedagte wat ek vandag wil met julle los. Die Bybel sê, gaan jy uit, maar daai woordjie gaan, weet julle wat beteken dit in die oorspronklike taal? Lekker. Daai is wat hy beteken, sê net, lekker. Daai is wat gaan uit beteken in Hebreëus. Nou weet julle wat beteken dit? Die Here sê vir Abraham, ek sien jou situasie. Ek sien hoe jy voel soos die ander seun. Die golden boy, jy leef in die skadu van jou broer, wat dood is. Jy leef in die skadu, jy kon nie jou pa se aandag altyd kry nie, maar die Here sê vir hom, lekker. En dis wat dit beteken. Die Here sê vir hom, gaan na jouself toe. Gaan na jou ware self toe.
Daai is wat hy woord beteken, gaan. Gaan na jou ware self. Die self wat jy nou sien, is die saad in die pakkie. Nou sê die Here, lekker. Gaan na jou ware self. Nou, wie is jou ware self? Genesis 1 vers 26 sê die Bybel, God het gesê, laat ons mens maak in ons beeld en ons gelykenis. Nou weet julle wat beteken beeld en gelykenis? Die mens het iets van God in hulle. Jy kyk nou, Tannie wat hier sit, sy het iets van God in haar. Jy kyk jou vriend en jou vriendin langs aan, hulle het iets van God in hulle. Nou, die Here sê vir Abraham hier, Abraham, gaan na jou oorspronklike self toe. Dis wat lekker beteken, gaan. Nou sê hy, en hoor nou die 7 beloftes wat die Here maak, as hy sou gaan, en ek sal jou groot nasie maak. Onthou, Abraham het niks kinders nie, né? Sy vrou kan nie kinders kry nie. Die Here sê vir hom, en ek sal jou groot nasie maak, en jou seun, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seun sal wees, en ek sal seën die wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Nou die Here sê dit vir iemand wat basies arm is. Want wat was rykdom in daai tyd? Kinders. Daai is rykdom. En die Here sê vir iemand wat arm is, ek gaan jou seën. Gaan na jou ware self toe. Die wie jy nou is nie wie jy eintlik is nie. Jy is nou 'n saad in 'n pakkie. Maar ek wil hê jy moet wingerd word. En nou stuur die Here vir Abraham op daai journey om te lekker. Nou, ons sit vanaand hierso, né? En jy kyk daai jong ouetjie wat daar sit, en daai jong meisie, en wat julle nou is nou saad in 'n pakkie in. Maar weet julle wat? Julle is wingerde van moontlikheid. Binne in julle is so baie potential. En ek het vandag net vir julle gekom om vir julle dit te sê, vir die eerste, daar's net een manier hoe die winger kan jy moet uitbreek. Jy moet uitbreek uit die sakkie uit. En hoe doen nou mense dit? Hoor wat hy sê. Abraham het toe weggetrek soos die Here hom beveel het. Na die Here vir hom 'n woord gegee het, toe het hy weggetrek. Ek wil vandag vir elkeen hier sê, en dan gaan ek begin land amper. Daar's net een manier hoe jy die pakkie uit gaan breek, is jy moet die Here ken. Jy moet die Here ken, en dan gaan die Here met jou praat, en hy gaan met jou praat, hy gaan vir jou dinge sê en openbaar, en dan moet jy lekker. Jy moet gaan na jou ware self toe. Elkeen van ons hier, né, het potensiaal, maar daar's net een manier hoe ons dit gaan uitbring, daar's net een manier hoe die saad in die pakkie. Wie wil vir my kom help? Is jy sterk man? Kom gou vir my asseblief, kom gou vir my hier. Ek wil hê jy moet nou vir my daar staan. Wat is jou naam? Maridika, dankie Maridika. Ek wil hê die pakkie wat hy nou breek, né, is jou lewe. Né? Dis wat gebeur as die Here met jou praat, soos die Here met Abraham gepraat het. Hy breek die pakkie, en dis nou die grond, gooi dit daarin. Dis wat gehoorsaamheid doen. Gehoorsaamheid is wanneer jy uit die pakkie uitbreek. Abraham het nie geweet waartoe hy gaan nie, maar hy was gehoorsaam. Hy het die eerste tree gegee. Dit het simpel gelyk. En ek wil vandag vir elke jong mens hier sit wat vandag hier so sit, om jou lewe te verander, vat 'n klein stap van geloof. Om jou lewe te verander, vat 'n klein stap van geloof. You guys came from overseas. It was a small act of faith. And what you guys are doing now is you are planting seed into the lives of our youngsters. Nah? And that's the journey. You are becoming who God wants you to become. En ek wil vir elke jong mens die sê, wat die staan.
As jy wil uit die pakkie uitkom, dit vat net een stap van geloof. Net een stap. Weet julle wat is dit miskien, hè? Wie weet, as dit Vrydag aankom, wat gebeur Vrydag aande? Daar is wat? Danspartytjies, né? Nou gehoorsaamheid is eintlik so eenvoudig soos die, is wanneer jou vriende jou nooi om saam na die party toe gaan, sê net nee. Dis 'n klein aksie. Sê net nee. As hulle vir jou sê, hier is die bottel, sê net nee. En daar is al wat ek vandag by julle wil eerste los, vir die eerste hand, breek uit beteken het, sê nee, vir die verkeerde goed. Nee? En ek weet, dit lyk nou so eenvoudig, maar daai is wat gehoorsaamheid beteken. Jy sê nee vir die verkeerde goed, en jy sê ja vir die regte goed. Die Bybel sê, Abraham, gehoorsaam aan die woord van God, het weggetrek, en hy het in Kanaan uitgekom. En weet julle wat het uit Abraham uitgekom? Koning Dawid, wat 'n koning was, is uit die nageslag uit van Abraham. Wie sy dansers, wat is julle name? David, nes van King David af. Hy het uitgekom, die profete het uit Abraham, dat 'n wingerd uit Abraham uitgekom. En ek wil vandag vir julle die sê, binne in julle is 'n wingerde wat moet uitkom. Maar julle moet gehoorsaam wees. En ek weet, dit klink nou baie simpel, né? Maar ek het die neergeskryf, en die wie notas maak, skryf dit asseblief neer. Om te herleef, moet jy bereid wees om te breek met die siklus, die pakkie van jou verlede, en te gaan op beveel van God. Hoor wat ek sê. Om te kan herleef, moet jy bereid wees om te breek met die siklus van die pakkie van jou verlede, en te gaan op bevel van God. Ons praat van oorleef na herleef toe, né? En ek wil vandag vir elkeen van julle sê, neem my dapper stap. Ek weet, die week is nog 3 dae van môreaand af, kom weer. Môreaand gaan ons die ander gedeeltes hanteer. Vandag, al wat ek julle vandag wil gesê het, breek uit en gaan. Maak net vanaand 'n commitment om te gaan. Om te word dit wat God jou voor geskaap het. Het jy geweet, jy is nie jou pa en jou ma se kind nie. Jy het deur jou pa en jou ma gekom, maar jy kom van God af. Daar's 'n probleem op die aarde wat net jy kan oplos. En dis hoekom jy op die aarde is. Jy is op die aarde net om te herleef, jy is hier om te herleef, jy is hier. Daar's 'n antwoord wat die wêreld nodig het, wat binne in jou is. Daar's 'n oplossing wat die wêreld nodig is, wat binne in jou lê. Daar is songs wat die wêreld gaan sing, wat hulle wil sing, wat binne in jou nou is. Daar is music en dance moves wat binne in julle is. Maar wat julle moet doen is om breek uit daai pakkies van wat julle terughou in julle limit en gaan vir wat God sê julle is. Ek het jare terug het ek so 'n liedjie geskryf vir my suster, sy was baie dik. Julle ken die liedjie, die Here het my mooi gemaak, né? Die Here het my mooi gemaak, hy het my baie, baie mooi gemaak. Maar ek het vir haar 'n liedjie geskryf, sy was baie dik en dan het die mense vir haar baie uitgemaak. Julle weet, daai is wat mense doen met jou vir jou gewig, en dit het haar selfbeeld aangeraak. Hulle het vir haar gesê, sy is nie so mooi nie, want sy is nou dik. Maar ek skryf toe vir die lirieke wat sê, Jesus het my mooi gemaak, al sê die mense wat. Ek is spesiaal en vol potensiaal. Jesus het my mooi gemaak, al sê die mense wat, ek is spesiaal en vol potensiaal. En dan het ek die vers geskryf, ek is te mooi om my te vergooi. Hoor julle daai? Ek wil al julle mooi mense sê, kyk nou vir hy een langs aan jou, sê net, ek is te mooi om my te vergooi. Maar sê het met attitude, ek is te mooi om my te vergooi. Julle, ek wil vir julle, vir elke jong mens wat vandag hier sit,
net een ding sê, breek uit en gaan. Breek uit, break out of all the limitations and go. I want to tell the ladies from Europe, thank you for breaking out of your packet of limitation, traveling all over the world to come to our country. Thank you for breaking out and going. Nee? En ek wil vir elkeen van julle hier sê, soos hulle vandag gekom het na Suid-Afrika toe, gaan na 'n tyd kom waar ons van Suid-Afrika af moet in die wêreld gaan, waar ons moet uitbreek uit ons limitations uit en gaan oor die wêreld en gaan help. En dis in julle in. Die wêreld wil vir jou in die pakkie hou. Jou omstandighede wil vir jou in die pakkie hou. Maar ek het uit Joburg uitgekom net om vir elkeen van julle te sê, breek uit en gaan. Word wat God wil hê julle moet word. Nou ek wil afsluit met 'n eenvoudige storie. En dan wil ek die worship team daarna vra om net op te kom en dan gaan ons een liedjie net doen. 'n Jong man kom na 'n dominee toe. Hy kom na 'n ou dominee toe en hy sê, dominee, die lewe is leeg. Die lewe het niks betekenis nie. Al wat ek doen is ek oorleef. En die jong man, die dominee kyk na so vir die jong man en hy sê, hy gee vir hom 2 saadjies. Hy sê vir hom, gaan vat die, plant dit en kom na 'n jaar terug. En die jong man gaan en hy gaan plant dit en hy kom na 'n jaar terug. Die ou dominee kyk so vir hom en die dominee vra vir hom, en wat het jy toe geleer, jong man? Hy sê, dominee, die dooie saad, die een wat hy gegee het was 'n dooie saad, ek het hom geplant, maar al wat gebeur het, hy het net gebly wat hy was. En later aan het hy net verrot en hy het stof geword. Dis okay. Die dominee kyk na hom en die dominee vra vir hom, en wat het met die lewende saad gebeur? Hy sê, dominee, dit was amazing. Toe het ek die lewende saad in die plant, toe het hy gebreek. Hy het uit sy dop uitgebreek, en het was amazing, dominee. Hy het toe wortels geskiet, wat aan die aarde vastgehou het, en hy het 'n stam geword met takke, wat blare gegee het, wat skade wie veroorsaak het, en wat amazing was, dominee, hy het vrugte produce, wat mense geëet het, en wat amazing was, dominee, hulle het die hout gevat, en hulle het huise gebou, hy het 'n bydrae gemaak, maar die saad moes sterf, die saad moes breek, sodat hy kan meer word as wat hy was. Johannes sê, tensy 'n saad nie in die grond val, en sterf hy, bly hy alleen. Maar as hy in die grond val en sterf, dan sal hy meer word as wat hy is. Die ou dominee kyk na 'n jong man, soos ek nou na jou kyk, en hy sê vir hom, jong man, gaan nou en besluit wat 'n saad wil jy wees. Die een wat in die pakkie bly, of die een wat geplant word, en 'n boom word en groter word. Ek wil vir elkeen van julle vandag sê, na alles wat ek nou gesê het, wil ek vir julle sê, gaan nou en besluit wat 'n saad wil julle wees. Wil jy die saad wees wat in die pakkie gebly het? En eendag as jy doodgaan, dan sê as ek maar net, en jy leef met hy regret, of gaan jy die saad wees wat gaan sê, ek breek uit, ek gaan uitbreek en gaan. En ek wil hê jy vandag jou hand opsteek hier, al wat ek wil hê jy moet doen vir my, terwyl die worship team opkom. Ek wil hê ons moet weer die heart of worship doen. En ek wil hê terwyl ons dit doen, wil ek hê jy moet jy hoef nie saam te sing nie. Al wat ek van jou vra is die, gaan jy Tera wees, wat in die pakkie gebly het, en doodgegaan het in Haran, as gevolg van sy pyn, sy verlede, die omstandighede, of gaan jy Abraham wees, wat gegaan het. Dis al wat ek wil hê.
Gaan die Tera wees? Of gaan die Abraham wees? Ons het gesê, Vader, Abraham has many sons. Gaan mense van jou sing, 'n paar jaar van nou af, en sê, uit jou uit, het al liedjies gekom, dat boeke gekom, dat besighede gekom, of gaan hulle sê, jou familiegeskiedenis was net, jy was hier, en jy het dood gegaan. Dis my eerste boodskap by julle vandag, is net breek uit en gaan. Ek weet dit gaan moeilik word. Ek kan onthou toe wat ek uit die Kaapse vlakte uit moes breek. Dit was moeilik om uit te breek. Maar ek het uitgebreek en vandag staan ek hier deur die genade van die Here. Ek kon in die tronk gewees het, but God, amazing grace, how sweet the sound. En ek wil elkeen van julle vandag sê, breek uit en gaan. Ek wil ons my song doen, en dan gaan ek 'n gebed doen. When the music fade, and all is stripped away, and I simply came. As julle gereed, kan ons hom doen. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Ek wil 'n gebed doen, en al wat ek wil hê, julle moet doen. Daar's 'n ou lied wat ons gesing het, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me, I come. En dis al wat ek vir julle vandag, Bonnieville se jong mense vra, breek uit, julle pakkies uit. Die pakkies wat vir julle sê, julle is nie goed genoeg nie, wat vir jou sê, is nie mooi genoeg nie, breek uit, en gaan, hoor wat die Here sê. Die oukie wat gepraat het, aan die begin het gesê, mag jy vir jou sien, soos God jou sien. En daar is my gebed vir julle, daar is die boodskap. As jy vir jou moet sien, soos God jou sien, sal jy nooit weer aan 'n dag gepyp vat nie. Jy sal nooit weer na dag gejol vat nie, as jy hom sien hoe spesiaal is hy. As jy moet sien hoe God jou sien, die wêreld het jou nodig. Moenie laat jou pakkie vir jou sê, jy is niks nie. Jy is iemand, jy is spesiaal. En ek wil hê elkeen sluit julle oë asseblief, en dan gaan ek 'n gebed doen, dan is ons klaar. Abba Vader, Here, dankie
Dankie vir nog 'n dag, dankie dat ons lewe. Here, ek wil vandag na U toe kom. U is die God wat die einde van die begin af. You are the God that knows the end from the beginning. You see around the corner of the future. Here, al wat ons kan sien is wat voor ons is. Dis 'n feit, Here, dat baie van ons, as ons om ons kyk, sien ons armoede, ons sien drankmisbruik, ons sien geweld, ons sien mishandeling. Here, dis die feite wat om ons is. Dis die pakkie. Dis wat om ons is, Here. Here, maar die waarheid is, U sien. When others see a shepherd boy, God sees a king. Here, toe wat Dawid 'n klein skaapwagtertjie was, toe sien U al 'n koning wat vir Israel gaan regeer. U sien iemand wat psalms geskryf het. Here, U sien iemand wat vir Goliat verslaan het en 'n nasie verander het. Here, ek wil nou vir elke Dawid wat hier sit, wat hulle self klein sien, soos Gideon, Here, wil ek sê, Here, maak hulle oë oop, maak hulle geestelike oë oop, sodat hulle kan die waarheid sien, die wingerde van giftings wat U in hulle gesit het. Dis my gebed, Here, vir elke jong mens hier, mag hulle uitbreek en gaan. Uitbreek uit die pakkies van limitation uit en gaan gehoorsaam aan U woord, Here. U praat nou met elkeen. U sê nou vir 'n jong meisie wat hier sit, wat miskien al foute gemaak het. U sê nou vir haar, breek uit hy fout uit hy pakkie uit van hy fout en gaan. Word wie ek wil hê jy moet wees. Jy is spesiaal. Ek wil vir 'n jong man sê, wat hier sit, Here, wat miskien al verkeerde dinge gedoen het, verkeerde besluite, breek uit die mislukkings uit en die foute uit en gaan. Word wat God wil hê jy moet word. Here, ek wil vir U dankie sê vir elkeen wat gekom het. Hier's miskien nou 'n oom of 'n tannie, Here, wat deur 'n egskeiding kom, wat deur die seer van die lewe kom, en die wêreld het vir hulle gesê dit is oor. It's not over until God says it's over. Ek wil sê, breek uit en gaan. Here, dankie vir die NG Kerk, vir die week, en ons bid, Here, dat soos ons aangaan, dat U Gees sal werk, net meer en meer. Ons bid dit, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Sê net vir die een langs aan jou, breek uit en gaan. Break out and go. Ek wil vir julle dankie sê, ek wil vir julle vra, vir die wat kan, ek is ook bly om te sien, julle het notas gemaak. Vandag was die B, môre gaan is die Y hanteer. En ek wil vir jou vra, nooi vriende, en ons gaan ons so opbou. Baie dankie dat julle gekom het, en gee net weer vir die een langs aan jou so smile, en sê net, die Here het jou mooi gemaak. Al sê die mense wat, jy is spesiaal en vol potentiaal. Jy is te mooi om jou te vergooi en te waardevol om met sonde te lol. Die Here seën, ek wil net die seën uitspreek. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle skyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee, sy vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, mag dit julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus, vir nou en altyd. Amen en amen. Kan ons nog een keer, Rolf, kan ons een keer vir 'n prys doen asseblief? Prys in die huis. Kan ons hy song doen as die is reg agter? Kan ons as jy reg om nog een song te doen? Right, kom ons doen dit. Dan moet julle staan. Ja, nou moet julle staan en dans. Nicole, waar is jy? Kom vinnig, Signal. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure,
Sien julle hopelik môre aand.